Thank you, brothers. Good evening, friends. Goeienaand, dierbare vriende en luisteraars en die wat gaan kyk na hierdie program en die wat hier teenwoordig is. Welkom in die huis van die Here. Ek wil 'n Sondagskool onderwerp hanteer. Maar dis 'n Sondagskool vir groot mense. Dis 'n verskil. Die profeet praat ook baie keer van 'n Sondagskool vir die groot mense. Wat beteken dit? Dit beteken ek wil stadig 'n onderwerp hanteer dat ons seker maak ons verstaan elke ding wat gesê word. Ek gaan 'n paar skrifte lees gedurende die aand, maar ons gaan dit probeer om dit so eenvoudig as moontlik te hou. So kom ons bid net voordat ons begin. Dierbare en wonderlike Here Jesus, aan U kom die eer en die heerlikheid toe, Vader. Ons dank U vanaand dat ons hier mag wees, dat ons mag vergader om rondom die woord van God. Dit is altyd 'n eer en is heerlik om te luister na die woord. Mag ons asseblief versadig en verkoop word hierdeur, Here. Gee ons genade en mag die barmhartigheid van die Here Jesus met ons wees. Ons vra dit in die wonderlike naam van die Here. Amen. Dit is 'n eienaardige onderwerp wat ek gaan aanvat. Ek praat beide as 'n leuke prediker en ook as diaken van die gemeente. En die onderwerp kan gesien word as kontroversieel. En tog voel ek dit al verlang op my om oor dit te praat. Ek wil hê ons moet die openingsskrif lees in Deuteronomium 14 vers 21. Deuteronomium 14:21, dis waar dele van die wet van Moses hanteer word. Jy sê maar ons is nie onder die wet nie, ons is onder die genade. Ek weet, ek ken die redenasies, ek ken die gesprekke daar rondom, ek verstaan dit baie duidelik. En tog gebruik ons die Ou Testament as 'n baie sterk riglyn vir die gelowiges. So hier's 'n interessante versie en ek gaan dit so lees. Deuteronomium 14 vers 21. Julle mag geen aas eet nie. Aas is wanneer jy 'n dier doodgery het op die pad. Dis aas. Julle mag geen aas eet nie. Vir die vreemdeling wat in jou poorte is, kan jy dit gee, dat hy dit eet. Aan die ander woorde die Gentiles of die heidene. Of jy kan dit aan 'n uitlander verkoop, want jy is 'n heilige volk aan die Here jou God. En dan hierdie interessante stellingkie hier. Jy mag die bokkie nie kook in sy moeder se melk nie. Jy mag die bokkie nie kook in sy moeder se melk nie. Die Engelse teks sê, you may not boil the kid in the mother's milk. Nou ek hoor die mense sê vir hulle kinders kiddies, so miskien werk dit reg uit. Kids, bokke. Partykeer lyk dit vir my asof die kids so 'n bietjie hand uitdruk. Die kinders, en dan is hulle seker kids. So kom ons praat van die kids of van die bokkies. Jy mag die bokkie nie kook in sy moeder se melk nie. Dis 'n geweldige interessante klein stukkie wetgewing wat hier ingepas is amper asof dit nie hier hoort nie. Aan die een kant lyk dit vir my, hy wil sê, jy mag nie proteïene met melk meng nie, vleis met melk nie, is moontlik so, maar dan kom die engel van die Here, as hy Abraham besoek, dan eet hy melk en vleis saam met Abraham. So, ek dink nie dit is noodwendig wat dit beteken nie. Dit kan ook beteken dat die lewensonderhoudende melk nie kan gebruik word om die klein lammetjie mee nog dood te maak nie. Dit is lewensonderhoudend. Die melk
moet die lammetjie onderhou, die melk moenie die lammetjie doodmaak nie. Dit kan dit ook beteken. Maar ek wil in tipiese tipologie, wil ek vanaand kyk na 'n tipe. Ek wil kyk hoe werk dit as ons sê, dat die moeder moet versigtig wees hoe sy die kind hanteer. Want die moeder is die een wat uiteindelik verantwoordelik is vir die opvoeding van die kind. En ek sien bepaalde goed raak met veral moeders en seuns en ouers met seuns. En dit kan op dogters ook van betrekking hê. So as ek sê hy, dan bedoel ek sy ook. Ek wil hê jy moet kennis neem van Numeri 6 as ons hier is, na die wetgewing oor 'n Nasareer. 'n Nasareer is iemand wat hom toewy aan God en aan die woord van die Here, en hy laat sy hare groei en hy drink nie wyn nie en hy eet nie rosientjies nie en hy gedra hom op 'n bepaalde manier voor die aangesig van die Here, 'n Nasareer. Jesus was 'n Nasareer. En so kry jy 'n Nasareer, 'n seun mag 'n Nasareer word en 'n dogter mag dit ook word. Dit is in Numeri 6, jy kan die hele ding daar gaan lees. Ek wil net so 'n paar raakpunte en dan wil ek begin kyk na 'n paar goed. So ek wil kyk na 'n paar karakters in die skrif, hoe hulle verhouding was met hulle moeders. En wat hulle uiteinde was, en hoe God hulle gebruik het, en hoe hulle toe uiteindelik gesterwe het. So ons gaan kyk hoe die seuns gebore is, hoe hulle lewens gelei is, en hoe hulle toe gesterwe het. Want dit is belangrik dat ons al drie hierdie fasette verstaan, sodat ons kan verstaan wat dit dan beteken, jy mag die bokkie nie kook in sy moeder se melk nie. Daar's 'n bepaalde verhouding tussen die moeder en die kind. Dis nie dieselfde as die verhouding tussen 'n pa of die vader en die kind nie. Daar's 'n baie groot verskil tussen die twee benaderings. Die moeder is die een wat die kind in die wêreld inbring. En tog hoor ek dikwels die vrouens sê, dit is my kind en jy kan nie met my kind so maak, maar dit is nie jou kind nie, dis jou man se kind in die eerste instansie, is dit sy saad, en so hy het net soveel reg om die kind te behandel en te hanteer as wat jy het. Maar daar is 'n bepaalde funksies en die profeet wys ons selfs hoe die vrou 'n verantwoordelikheid het in 'n bediening wat die vrou het teenoor die kinders. En die mans het nie dieselfde bedieningsverpligtinge teenoor die kinders nie. So nou lees ons hier van Moses. Ek wil by Moses begin. Moses is 'n interessante man. Eksodus 2 vers 1. Hy sê, en 'n man uit die huis van Levi het gegaan en 'n dogter van Levi geneem. Hy sê nie wat die vrou se naam is nie. En die vrou het swanger geword en 'n seun gebaar. En toe sy sien dat hy mooi was, het sy hom 3 maande lank weggesteek. Dis my so interessant. Hy sê nog 2 keer ander plekke in die skrif, praat hy van die baba wat so besonder mooi was. Ons kan kyk gou-gou na Hebreërs 11 vers 23. Ek wil dit lees. Dit is vir my so interessant. Hy praat hiervan uit die geloof het hierdie en so gemaak en uit die geloof het daai en so gemaak. Hebreërs 11 vers 23. Deur die geloof is Moses na sy geboorte deur sy ouers 3 maande lank weggesteek. Hoekom? Omdat hulle gesien het dat die seentjie mooi was. En hulle het nie die gebod van die koning gevrees nie. Hoekom het hulle hom weggesteek? Want hulle het gesien dat die seentjie mooi was. Dis die enigste baba waarvan die skrif sê dat hy mooi was. Wanneer die disippels op die dag van Pinkster die vreemdelinge toespreek, dan praat hulle dieselfde taal. Hulle sê, en die baba was besonder mooi.
toe hy gebore was. So hier het ons nou 'n mooi baba. Dis nogal 'n ding. Mense kyk na die baba, hulle sê, sy's tog en hy lyk net soos die pappa, en hy lyk net soos die ma en so aan. En dan sê hulle die baba is nou mooi en so aan. Partykeer sê hulle dis eintlik nie snaaks wees nie, maar nie baie mooi baba nie. Gebeur ook. Maar hierdie Moses kind, hy was nou 'n mooi baba. En omdat hy mooi was, sê die skrif, dit is wat Hebreërs sê, deur die geloof het hulle hom vir 3 maande weggesteek omdat hy mooi was. Nou, die verhouding tussen sy ma en Moses en die dogter van Farao word dan uiteengesit en ons sien dat Moses nou groot word. En dan sien ons dat die moeder geen verdere invloed op Moses se lewe het nie. Moses sal aan 2 Egiptenare dood en hy vlug en hy gaan vestig hom in Midian en daar kry hy 'n vrou en kom hy terug later aan en dit 'n bediening en ontmoet hy God in die brandende braambos. So dit lyk vir my asof daar 'n bepaalde periode is in die kind se lewe waar die moeder 'n invloed het op die kind en dan moet die invloed stop. Dit moet 'n einde kry, dit kan nie vir ewig aanhou nie. 'n Seun is nie gemaak om rondom sy ma te wees as hy 53 en 88 jaar oud is nie. 'n Seun is gemaak om vryheid te geniet en om uit te gaan in die wêreld en homself gestand te gaan doen. En sy ma se invloed het dan 'n periode waarop dit geld en daarna geld dit nie meer nie. Daarna loop die seun sy eie pad. Die ma kan nie gedurig vir die seun sê, man ek dink jy moet nog so en so maak met jou lewe. Ek dink jy moet hierdie vrou en daai vrou oorweeg dalk om te trou nie. Dit het niks met die ma uit te waai nie. Dis nie die ma wat gaan trou nie, dis die seun wat gaan trou. En so, dis 'n ongemaklike onderwerp en ek verstaan dis kontroversieel en ek sal seker pak slaag kry oor dit wat ek nou sê, maar dit is nou hoe dit uitwerk. Dit is wat die skrif hier verduidelik. Ek wil gaan kyk in Eksodus 1 vers 21. Ons het nou net gelees in Eksodus 2 vers 1 van hoe Moses se ma swanger geword het. Nou wil ek net een versie teruggaan. Hier's 'n baie interessante ding wat gebeur in Egipte. En dit is die vroedvroue kry 'n opdrag van Farao. Farao sê, luister, julle teel heeltemal te vinnig aan. Dit is die woorde wat hier gebruik word. Julle raak te vinnig meer. Die volk van Israel word te sterk in Egipte. So Farao reik 'n bevel uit en hy sê vir die vroedvroue, jy moet na die geboortestoel kyk en as dit 'n seentjie is, moet jy die kind vermoor en as dit 'n dogtertjie is, mag sy lewe, maar die vroedvroue het hulle nie gesteer aan Farao nie en hulle het almal laat lewe, al die kindertjies. En hier, hoor wat sê die woord van die Here. Dis vir my eintlik baie mooi. En omdat die vroedvroue God gevrees het, het hy, God, huisgesinne aan hulle geskenk. Omdat hulle die woord van die Here gehoorsaam het, het die Here aan hulle huisgesinne geskenk. Hoekom kry jy 'n huisgesin? Dis 'n verantwoordelikheid wat daarmee saamgaan. Daar's iets wat jy moet doen om gestand te doen in hierdie verantwoordelikheid. Hy praat van vroue, hy praat nie van die mans nie, hy sê die vroedvroue. Hy het aan hulle huisgesinne geskenk. Dit is 'n absolute wonderlike stukkie skrif. En saam met hierdie huisgesinne kom hierdie verantwoordelikheid. En die verantwoordelikheid is bitter sterk, sien ons, as dit 'n seun is. En omdat die Ou Testament waarskynlik net seuns se geskiedenis vir ons verduidelik, weet ons nie regtig wat het gebeur met die dogters nie. Dit moet ek nou ook eerlik by sê. Dis onmoontlik om dit op te spoor, want dit bestaan nie in die Ou Testament nie. So ons kan net oor seuns praat.
Nou, Eksodus 4, kom en nou, hierdie Moses storie gaan nou aan. Hy sê in Eksodus 4, vers 22, dan moet jy vir Farao sê, so spreek die Here, my eersgebore seun is Israel. Dis nog God wat met Moses praat. My eersgebore seun, God se eersgebore seun. Moses is nie God se eersgebore seun nie, Moses is 'n profeet. Dan moet jy vir Farao sê, so spreek die Here, my eersgebore seun is Israel. Daarom beveel ek jou, laat my seun trek dat hy my kan dien, maar jy het geweier om hom te laat trek. Kyk, ek sal jou eersgebore seun laat sterwe. Hier's 'n magstryd tussen die eersgebore seuns, die van God en die van Farao. En op die pad na die herberg, dis 'n vreeslike interessante vers hierdie, sommer net uit die bloute uit. En op die pad na die herberg het die Here hom, Moses, teëgekom en wou hom doodmaak. En op die pad na die herberg het die Here hom teëgekom en wou hom doodmaak. Hy het nou net vir hom gesê, gaan na Farao toe en sê vir hom, ek gaan jou eersgebore seuns laat sterwe, omdat jy weier om my eersgebore seun te eer, Israel. En Moses aanvaar die opdrag. En dan op pad, in die herberg, in die bed and breakfast, wat noem mense daai plek? Bed and breakfast. In die gastehuis kom die Here Moses teë. En hy wou hom doodmaak. Toe neem Sipora, sy vrou, 'n skerp klip. Luister mooi wat hier gebeur. Hierdie is 'n baie interessante woordspeling op die eersgeborenes. Toe neem Sipora, hier's haar verantwoordelikheid, 'n skerp klip en sny die vooruit van haar seun af en gooi dit voor sy voete en sê, waarlik, jy is vir my 'n bloedbruidegom. You are a bloody husband. En hy het hom laat staan. Nou het God vir Moses, hierdie ding wat nou hier gebeur, wat Sipora hier doen, deur die seun te besny, reg hier by Moses. Dit red Moses. En hy het hom laat staan. Hy het nie verder vir Moses geplan nie. Nou wou hy hom doodmaak. Hier los hy Moses uit. Toe het sy gesê, weer eens, bloedbruidegom met die oog op die besnydenis. So wat ons hier sien is dat Sipora, die vrou van Moses, 'n groter openbaring kry omtrent die besnydenis as wat Moses het. En dit red Moses se lewe. God wou sy lewe daar neem. Ek probeer aan jou oordra die belangrikheid van die bediening van die seun wat nou net gebore is uit jou liggaam uit. Die seun wat onder jou hart ontwikkel het. Dis wat ek probeer vir jou verduidelik. Jy het 'n verantwoordelikheid. En hierdie verantwoordelikheid is nou baie duidelik hier. Wanneer dit gebeur. En God red Moses se lewe deurdat dit nou gebeur. Dat sy die seun besny. Ek gaan 'n paar van hierdie karakters hanteer en dan gaan ek weer terugkom na almal van hulle toe. Ek gaan nou kyk na Samuel. So ons het hier 'n vrou met die naam van Hanna. Die gelofte van Hanna, 1 Samuel 1, die gelofte van Hanna en die geboorte van Samuel. Ons het 'n vrou wat van God af begeer om asseblief 'n seun te hê. Asseblief, sy wil 'n seun hê. Sy hou nie op om God te pla met hierdie verskriklike versoek van haar nie. Sy gaan lê by die tempel op die trap en ween, soveel dat die hoëpriester Eli dink sy is gedrink. Sy moet jouself hier verwyder.
Sy sê, ek is nie gedrink nie, ek is nie van my verstand af nie, ek is heeltemal by my positiewe. Al wat ek wil hê, is ek wil 'n seun van die Here af hê. En dit hou nou aan en aan en aan, en totdat die Here uiteindelik besluit, dis dan tyd om vir haar 'n seun te gee. 1 Samuel 1 vers 20. En by die wisseling van die jaar het Hanna, wat swanger was, 'n seun gebaar en hom Samuel genoem, want het sy gesê, ek het hom van die Here gebid. Ek het by die Here aangehou en hy het vir my die seun Samuel gegee. En sy het gesê, ag my Heer, so waar as wat u siel leef, my Heer, ek is die vrou wat hier by u gestaan het, om tot die Here te bid. So sy kom nou na Eli toe, met Samuel, en om hierdie seun het ek gebid, en die Here het my bede aan my gegee, wat ek van hom gebid het. So staan ek hom dan ook af aan die Here, al die dae wat hy leef, hy is aan die Here afgestaan, en hy het die Here daar aanbid. Samuel het nou by die tempel gebly. Kyk wat doen sy moeder, sy staan nou weg van die kind af. Hy's nog net 'n kleuter, hy's nog niks groter as dit nie. Jy kan sê, maar ek moet hierdie kind oppas totdat hy 29 is, of 30, of 22. Nee, jy moet nie. Jy moet besluit, wat het gebeur? Hoe het jy aan die kind gekom? En as jy 'n belofte gemaak het aan die Here, dan moet jy die belofte gestand doen. Jy kan nie aan die Here beloof, Here, as u my 'n seun gee, dan gaan ek hom aan u teruggee. En dan as dit gebeur, dan gee jy nie die seun terug aan die Here nie. So wat beteken dit dat die bokkie nie in die moeder se melk gekook moet word nie? Kom ons kyk na die invloed van die moeder. Enige ma het 'n groot invloed op haar kinders, sonder twyfel en sonder uitsondering. Maar as die ma se invloed negatief is, as dit 'n slegte invloed is, as sy so klouerig is en so besitlik is, dat die seun nie kans kry om asem te haal en te ontwikkel as 'n man nie. Onthou wat het broer Abraham gesê hier oor die naweek. Dit was 'n baie goeie stelling. Hy sê Jesus was nie 'n baba seentjie nie. Hy was 'n manlike baba. He was a man-child. Jesus was not a baby boy. He was a man-child. En as jy jou seun beskou as 'n man-child en nie as 'n baby boy nie, jy kan nie vir hom sê my baby as hy al 14 jaar oud is nie. My baby kom sit hier by mamma, dan is hy al 18 jaar oud nie. My baby kan nie dan nog by mamma kom sit nie. Daar's 'n fout as dit gebeur. Daar's 'n fout. Luister wat ek sê, susters. Daar's 'n fout as dit gebeur. Dis nie my baby nie. Dis 'n man. Hy het 'n plig in die lewe. Hy het 'n doel wat hy moet aan voldoen. Hy wat die man is, hy gaan uitvind wat is dit waarvoor hy gebore is. As die man sê, ek weet nie waarvoor is ek in die wieg gelê nie, wel dan gaan hy rond idle hier in die lewe so doelloos en maak asof hy nie verstaan wat aan die gang is nie. Dan het hy leiding nodig of hy het hulp nodig van een of ander aard. Maar hy kan nie net sê, kan iemand vir my 'n botteltjie water aangee? Nee, dis nie wat hy moet sê nie. Okay, wag, hier het ek water. Hy kan nie net sê ek het geen doel nie. Jy moet 'n doel hê. Almal wat hier sit, het 'n doel. Jy sê ek weet glad nie wat my doel is nie. Wel dan moet jy of op jou knieë gaan deurbring, of jy moet bosse toe gaan en alleen met die Here gaan gesels, of in die berge, of gaan vas en gaan bid. Maar kom tog net terug en weet hoekom is jy op die aarde. Anders dan gaan jy 44 jaar oud wees en sê jy, ek weet nog nie hoekom is ek hier nie. Wat moet ek nou weer kom doen dit hierso? Want jy's al verby die ouderdom, jy moes dit al klaar gedoen het. Toe Jesus 33 is,
Toe is hy klaar. Toe het hy verby volwassenheid. Toe hy 30 is, toe kry hy sy bediening. Toe hy 33 is, toe is hy klaar. Hy kan nie nog op 45 hier rondhang en wonder, wat is dit, waarmee moet hy self besig hou nie. So die seun moet ontwikkel as 'n man. Hy moet toegelaat word om te ontwikkel as 'n man. Sy pa moet teenwoordig wees in sy lewe. Hoe is jou pa teenwoordig in jou lewe, jong man? As jou pa nie teenwoordig is nie, dan gaan jy na hom toe, dan sê jy, pa, luister, kom help my asseblief. Hoekom is jy nie teenwoordig in my lewe nie? Hoekom moet ek by iemand anders hoor dat jy behoort teenwoordig te wees in my lewe? Dan sê die pa, ja, maar ek het daarom vir jou plastiek karretjies gekoop toe jy klein was, en ek het vir jou daarom die deposito gegee op jou nuwe kar. Dis nie wat teenwoordig beteken nie. Wat teenwoordig beteken is, die pa moet weet dat die seun moet ontwikkel as 'n man. En hy moet hom die leiding gee, en hy moet sorg dat hy genoeg inligting kry, dat hy kan ontwikkel as 'n man. Dat hy 'n rigstring kan hê van sy eie. Hy gaan sy eie ID-nommer hê, hy moet bekend wees as 'n mens op sy eie. Sodat wanneer hy by sy lewensdoelstelling kom, hy dit kan doen wat hy moet doen. As hy veronderstel is om 'n bediening te hê in die Here, dan moet hy weet hy het 'n bediening, dan moet hy soos 'n man kan regop staan, agter 'n preekstoel en die woord van God lewer. As hy 'n goeie mechanic moet wees, dan moet hy verstaan wat is dit wat hy moet gaan doen om 'n goeie mechanic te wees. Hy kan nie net 'n algemene rondhang en dan vandag doen hy dit en môre wil hy eintlik 'n bietjie IT doen en die dag daarna wil hy donkies oppas en dan wil hy nou weer hy kan nou by Ford gaan werk en dan kan hy weer 'n bietjie dubbeltjie skoffel. Nee, dis nie hoe dit werk nie. Kry rigting in die lewe. Die boodskap wat ek hier gee, gaan vir die man, die seun wat nou 'n man word, en vir die moeder, wat nie aan hom moet vasklou nie, wat hom 'n geleentheid moet gee om asem te haal op sy eie. Die kind kan nie in die moeder se melk gekook word nie. Die kind kan nie gedurig in die moeder se omgewing wees en aan sy ma se rokspan te vashou en dink hy gaan ontwikkel nie, want hy gaan nie so ontwikkel nie. Die geboorte van Johannes. Lukas 1. Lukas 1 vers 5. Daar was in die dae van Herodes, die koning van Judea, 'n sekere priester met die naam van Sagaria uit die afdeling van Abia, en sy vrou was uit die dogters van Aaron, en haar naam was Elisabeth. En hulle was albei regverdig voor God en het in al die gebooie en die regte van die Here onberispelik gewandel. Kyk na die kwalifikasie hier. Nie hulle het albei grade gehad, hulle het albei college toe gegaan, hulle albei was hoogs geleerd, hulle albei was welvarend nie. Dis nie wat hier staan nie. Hulle was albei regverdig voor God en het in al die gebooie en die regte van die Here onberispelik gewandel. En hulle het geen kind gehad nie, omdat Elisabeth onvrugbaar was en albei op vergevorderde leeftyd. Nou ons het hierdie selfde ding gesien gebeur met Abraham en Sarah ten minste. Snaaks, dieselfde patroon word hier gevolg. En terwyl hy besig was om die priesters aan voor God te bedien in die beurt van sy afdeling, het die lot volgens die priesterlike gewoonte op hom geval om in te gaan in die tempel van die Here en reukwerk te brand. En die hele menigte van die volk was buite, besig om te bid op die uur van die reukoffer, toe verskyn daar aan hom 'n engel van die Here, wat aan die regterkant van die reukofferaltaar staan. Kyk na die gebeurtenisse hier. Hier gaan iets aangekondig word. God stuur sy eie engel. Gaan praat met Sagaria, sê vir hom. En toe Sagaria hom sien, was hy ontstel en vrees het hom oorval. Maar die engel sê vir hom, moenie vrees nie, Sagaria, want jou gebed is verhoor en jou vrou Elisabeth sal vir jou 'n seun baar
en jy moet hom Johannes noem. So net soos wat Abraham 'n seun wou hê, net so blyk dit dan hier uit hierdie vers uit, dat Sagaria ook gevra het vir 'n seun. En hier kom God en hy sê, jy kan die seun kry. En hy sê vir hom wat sy naam moet wees, jy moet hom Johannes noem. En hy sal blydskap en verheuging vir jou wees, en baie sal oor sy geboorte bly wees. Want hy sal groot wees voor die Here. Dis nou Johannes. En wyn en sterk drank sal hy nooit drink nie. Hieruit lei ons af dat hy 'n Nasareër is. Onthou ons het vroeër gepraat van Numeri 4, van die Nasareërs eed. En hy sal vervul word met die Heilige Gees reeds van die skoot van sy moeder af. Dis 'n baie interessante ding wat hier gebeur. In die Ou Testament word daar nooit gepraat van die Heilige Gees nie. In die Nuwe Testament val die Heilige Gees eers op die dag van Pinkster. Selfs die disippels, wat die 12 apostels genoem word in Lukas, het nie die Heilige Gees gehad nie. Maar Johannes kry die Heilige Gees in die moederskoot. Hy het sy eie Pinksterdag. Waar het ek dit nou gelees? Ek wil dit weer lees. En hy sal voor hom uitgaan, hy sê hierso, hy sal die Heilige Gees reeds van die skoot van sy moeder af, en hy sal baie van die kinders van Israel bekeer tot die Here hulle God. Hy sal hulle bekeer, nie hulle gaan hulle self bekeer onder sy bediening nie, hy gaan hulle bekeer. Dit is 'n baie duidelike opdrag, dit is 'n baie sterk opdrag. Johannes gaan praat en hulle gaan hulle bekeer, klaar. En hy sal voor hom uitgaan, dis voor die Here, in die gees en die krag van Elia, om die harte van die vaders terug te bring tot die kinders. Waar het ons dit gelees? Waar het ons dit nog gelees? In Maleagi 4 vers 6. Om die harte van die vaders terug te bring tot die kinders en die ongehoorsaames tot die gesindheid van die regverdiges om vir die Here 'n toegeruste volk te berei. Jy sien, Johannes het 'n duidelike opdrag, hy het 'n lewenstaak, hy het 'n lewensplig. Hy gaan verstaan presies wat is dit wat hy moet doen. Dit help nie sy ma staan aan sy pad nie. Dit help nie Sagaria staan aan sy pad nie. Die engel sê nie vir Sagaria, jy moet met hierdie ouetjie rondry op 'n donkie en dan moet jy vir hom nou oppas en vir hom purity voer totdat hy 34 jaar oud is nie. Hy sê dit nie. Los die man dat hy ontwikkel, hy's 'n seun van God. Hy het 'n plig om uit te voer. Toe sê Sagaria vir die engel, waaraan sal ek dit weet, want ek is 'n ou man en my vrou is op vergevorderde leeftyd. Net hier twyfel Sagaria. En die engel antwoord en sê vir hom, ek is Gabriël, wat voor God staan, en ek is gestuur om jou te spreek, en jou hierdie tyding te bring, en kyk, jy sal swyg, en nie kan praat nie tot op die dag, dat hierdie dinge gebeur, omdat jy my woorde, wat op hulle tyd vervul sal word, nie geglo het nie. Hy het net hierdie bietjie vertwyfeling uitgespreek. Dis nie sy opdrag nie, dis Johannes wat die opdrag kry. Die seun kry die opdrag. Die pa gaan stom wees totdat die seun gebore word. Met ander woorde, hy kan eintlik niks verder nou in die saak doen nie. Dan sien ons, dan word die Here Jesus gebore. Die geboorte van Jesus Christus is die geboorte wat die meeste oor gepraat is in die geskiedenis van die wêreld, sekerlik. Ons hoef nie 'n skrif te lees om dit te verstaan nie. Matteus sê en die geboorte van Jesus was dan so, en hy verduidelik dit vir jou. En hier kom Jesus, wat die Here is, die Here, ons Here, sy naam is Jesus Christus.
En hy word gebore met 'n bepaalde doel. Maria weet wat die doel is, van die begin af. Weet sy, as hy die Messias dan is, dan gaan hy so 'n pad loop, want die Ou Testamentiese skrifte, dit wat hulle die Bybel genoem het, die Ou Testament, het gesê wat met die Messias gaan gebeur. Nou dit help nie Maria vat vir Jesus en sit hom in 'n glaskasse nie. Dit help nie Maria probeer om te keer dat Jesus die pad loop wat hy gaan loop nie. Sy los hom uit. Toe hy 12 jaar oud is, toe dwaal hy al klaar op sy eie daar tussen die ander mense rond. Sy kry hom, sy sê, wat is dit met jou? Ek en jou vader het na jou gesoek. Hy sê, ek is met my vader se besigheid besig. My vader wat in die hemel is, met ander woorde. En nou los sy hom, sy probeer hom nie verder te tutor en te pamper lang aan sy skouertjies te vat en hom niks nie. Sy los hom net, hy is waarskynlik weer terug tussen die mense. En so loop Jesus sy eie pad. Hy loop die stofstrate van Nasaret, sonder dat sy ma agter hom aankarring die hele tyd. Sonder dat Josef, sy aartsvader, sy, kom ons noem het sy stiefpa by gebrek van iets anderster, sonder dat Josef met hom probeer inmeng. Die bietjie wat hy 'n skrynwerker was, is die bietjie wat hy deurgebring het in die werkswinkel van Josef. Hy was nie 'n skrynwerker nie, Josef was die skrynwerker. Hy was die seun van God, wat 'n bepaalde opdrag gehad het. En sy opdrag was nie om meubels te maak nie. Sy opdrag was om die wêreld te kom verlos van sonde. En Maria het dit geweet. Toe Johannes gebore was, het Elisabeth geweet, wat is die opdrag? Wat gaan van Johannes word? Toe Moses gebore is, het sy ma geweet wat gaan gebeur. Toe Samuel gebore is, het sy ma geweet presies wat gaan gebeur. Jy kan dit nie stop nie. As jy 'n visioen kry, al sou jy 'n droom hê, en die droom sê vir jou, hierdie seun van jou, gaan eendag dit en dit en dit en dit oorkom in die lewe, het jy geen reg om te probeer om dit te verhoed nie. Dis nie hoekom jy die droom gekry het nie. Jy het die droom gekry net sodat jy genade kan hê om te weet deur wat die seun nog gaan in sy lewe. Nie dat jy dit moet probeer verhoed nie, want jy is nie God nie. Moenie die bokkie in die moeder se melk kook nie. Moenie die kind versmoor in die teenwoordigheid van die ouers nie. Die ouers se teenwoordigheid kan die kind terughou. Dit kan die kind versmoor. En jy doen dit in die naam van liefde. Maar dit kan nie liefde wees nie. Dit moet iets anderster wees. Dis jaloesie of afgunstigheid. Dit kan nie liefde wees nie. Want as dit liefde was, dan sou die woord van die Here dit so beskryf het. Nou kom Jesus en hy gaan deur sy lewe en Maria weet wat gaan gebeur. En Maria kan niks daaraan doen om dit te keer nie. En sy probeer ook nie om dit te keer nie. Elisabeth probeer nie om te keer wat met Johannes die Doper gaan gebeur nie. Nou die enigste een uit hierdie name wat ek hier genoem het, wat 'n rustige doodsterwe is Samuel. Van die manne wat ek hier genoem het, is Samuel die enigste een wat in sy ouderdom net sterwe. Die skrif sê net en Samuel het gesterwe. En hy is toe versamel saam met sy voorvaders. Maar wat het met Moses gebeur? So Moses is gebore om die kinders van Israel uit Egipte uit te lei. Dit was sy opdrag en dit was sy doel. Nou loop hy eers 'n lang pad. Hy word eers die tweede in bevel van Egipte, dan slaan hy die 2 Egiptenare dood, dan vlug hy weg, dan kom hy terug met sy familie en dan kan hy skaars praat. Hakel hy, gly sy klats.
Hy sê ek kan nie hierdie werk doen nie, Here, want ek kan nie ek kan nie praat nie. En die Here sê maar jy het Aaron. Die Here maak hom nie gesond nie. Hy gee nie sy spraak vir hom terug nie. Hy sê daar's Aaron jou profeet wees en jy sal vir hom 'n God wees. Kom, gaan doen die werk wat jy moet doen. Die Here draai nie doekies om die ding nie. Die Here weet wat is dit wat hy jou in die wieg voorgelê het. Vat jou goed en gaan doen die werk wat ek jou gesê het jy moet doen. Hou op met kerm. Vat vir Aaron saam met jou. En nou gaan Moses deur sy hele lewe, hy gaan deur die hele wildernis, lei hy die kinders van Israel uit. En aan die einde van sy lewe, as dit nou tyd kom om in Kanaan in te gaan, dan sê die Here, onthou jy die ander dag, toe ek jou gesê het, jy moet met die klip praat, tot jy die klip geslaan. Onthou jy dit? Ja, Here. OK. Ek hou dit teen jou. He didn't say, beat the rock. He said, speak to the rock. Do you remember? I said so. Yes, Lord. Okay, I'm holding it against you. Die kinders van Israel gaan oorgaan en jy gaan nie oorgaan nie. Moses sterwe, Deuteronomium 34:4. En die Here het vir hom gesê, dit is die land. Nou kyk hy uit oor Kanaan. Hy wys hom die land, hier van die berg af. Dit is die land wat ek aan Abraham, Isak en Jakob met 'n eed beloof het met die woorde aan jou nageslag sal ek dit gee. Ek het jou dit met jou oë laat sien, maar jy sal daarheen nie oortrek nie. Dit lyk vir my asof God ongenaakbaar is. Hy het jou 'n opdrag gegee, hy het jou die gereedskap gegee om die werk te doen, en toe doen jy dit nie. Hy sê vir die profeet wat hy moet doen. Die profeet luister na sy skoonma. Dit klink tog alright, nee. As dit nie jou ma is, in wie se melk jy gekook word, dan kan jy seker in die skoonma se melk gekook word. Do not cook or boil the kid in the mother's milk. The prophet is not supposed to listen to his mother-in-law. He's supposed to listen to God. Jy kan sê, maar kan die Here hom nie maar net oorgesien het en hom vergewe het nie? Nee, want God wil 'n punt bewys aan ons, die volgelinge, ons wat hier sit. Hy wil 'n punt aan ons bewys, dat daar's 'n manier hoe God met 'n mens deel. En daar's net een manier, en dit is, jy moet gehoorsaam wees. En hy vat sy vrou en sy dogtertjie. Daar is net nie 'n makliker manier as dit nie. Of jy bly presies tussen die lyne, of God bring jou terug tussen die lyne in. En as jy wat moeder is, of jy wat die vader is van die kind, julle wat die ouers is, as julle die kind op die manier hanteer, dat hy nie kan ontwikkel in dit wat hy moet doen nie, dan gaan die Here nie vir jou in lyn bring nie, hy gaan die kind in lyn bring. Die Here het nie met broer Branham se ouers gedeel, toe hy na sy skoonma geluister het nie. Die Here het met hom gedeel, dit gaan oor hom. Dit was dan Moses. Hy sien al hierdie goed deur, hy doen sy hele lewenstaak, hy doen alles wat hy moet doen. En hy kan nie in Kanaan ingaan nie. Jy sê, maar ek kan dit so doen, prediker, want ons het 'n uitsondering, want ek en my vrou is geleerd, en ons verstaan hoe 'n seun moet opgevoed word. Okay, so dit beteken in wese, dat jy met God wil redeneer oor dit wat hy besluit het, oor die seun se toekoms. Samuel sterwe 'n maklike dood. 1 Samuel 28, en Samuel het gesterwe.
En hulle het oor hom gerouklaag, die hele Israel, en hom begrawe in Rama, naamlik in sy stad. En Saul het die doodbesweerders en die waarsêers uit die land verwyder. Kom ons by Johannes die Doper. Kom ons gaan weer terug na Elisabeth toe, sy ma. Kom ons gaan weer terug na Sagaria toe, sy pa. Gabriël, die engel van die Here, kom self vir Sagaria sê, hier's wat gaan gebeur. Jy gaan 'n seun hê. Elisabeth gaan en ontmoet vir Maria dat Johannes en Jesus bymekaar kan kom in die moederskoot. Dat Johannes die Heilige Gees kan ontvang. As die enigste profeet in die hele Bybel waarvan ons enigstens lees dat hy die Heilige Gees ontvang het. Dis buitengewoon interessant. Daarom sê Jesus ook laterand, hy is die grootste profeet wat daar nog ooit was. Hy is nie gedoop in die naam van die Here Jesus nie, hy het net die Heilige Gees ontvang toe hy 'n baba was. Hoekom? Want hy het 'n ongelooflike moeilike taak op hom gehad. En die Here het geweet, hy gaan onthoof word. Sy kop word afgekap. Hy trek sy kuite op 'n knop teenoor die keiser. Die onthoofding van Johannes die Doper. Toe sê sy, nadat sy deur haar moeder aangehits was, dis nou hierdie jong prinsesie. Gee my hier op 'n skottel die hoof van Johannes die Doper. Hoe voorop die waar kan jy wees? En die koning het treurig geword, maar terwille van die eed en die feesgenote het hy beveel dat dit gegee moes word en hy het gestuur en Johannes in die gevangenis onthoof. Lafart, hy doen dit daar waar hy dit nie kan sien nie. Sy hoof is toe op 'n skottel gebring en aan die meisie gegee en sy het dit na haar moeder gebring. Dis die einde van Johannes. Dis eintlik verskriklik as jy daaraan dink. Hier is die grootste profeet wat nog ooit gelewe het. Hy het die Heilige Gees ontvang, hy het die Here Jesus vooruit gegaan en as God met hom klaar is, dan word hy sy kop afgekap, hy word vernietig, hy word 'n bespotting van gemaak en die Here stop dit nie eens nie. Hoekom? Want hy het sy taak nou voltooi. Maar jy moet jou taak voltooi, man. Ek weet nie wie hy is nie, ek weet nie wie is die luisteraar nie. Of die luisteraar vanaand die seun is, of dit die vader is wat teenwoordig moet wees in die seun se lewe, of die moeder is wat ophou moet die seun pamperlang, maar iemand is vanaand die hoorder, iemand is die luisteraar. Jy weet met wie die Here nou praat. Jy moet jou taak voltooi. Jesus word gepynig. Luister na Jesaja 50 vers 6. Dis 'n skrif wat nie baie gelees word nie. Ek wil amper sê ek het dit toevallig raak geloop. Dis 'n enkele skrif. Hy sê dis in Jesaja 50 vers 6. Dis 'n profesie. Ek het my rug gegee vir die wat slaan. Hy het sy rug so vullig gedraai. En my wange vir die wat die hare uitpluk. My aangesig het ek nie verberg van smaathede en bespuwing nie. Dis God self. Die seun van die Allerhoogste. Jehova in vlees. Hy sê ek het my rug gegee vir die wat slaan. Maria het hierdie ding gelees. Dit is in die ou skrifte. Maria het dit geweet. Ek het my rug gegee vir die wat slaan en my wange vir die wat die hare uitpluk. Hulle het hom 39 houe gegee met 'n kats. Ons het dit hierdie naweek weer gehoor. Dis 'n ding wat bestaan uit rieme uit met stukke been vooraan en gewigte.
wat as hulle hom geslaan het, dan ruk hy die vleis uit tussen die ribbes. Ek het my rug gegee. Nie hulle het my rug gevat nie, ek het my rug gegee. Hy het dit vrywilliglik gedoen. Hy het presies geweet waarmee hy besig is. Maria het nie tussenin gehardloop en gesê, julle kan nie my seun doodslaan nie. Sy het dit nie, sy het verstaan wat die skrifte sê. Sy het hom klaar gespeen toe hy klein is. Toe sy klaar met hom. Matteus 27, hier kom hierdie profesie nou tot waarheid. Toe laat hy vir hulle Barabbas los, maar Jesus het hy laat geesel en oorgelewer om gekruisig te word. Ek het my rug gegee vir die wat slaan, maar Jesus het hy laat geesel en oorgelewer om gekruisig te word. Daar hang die seun van God in skaamte voor sy moeder. En sy moeder probeer nie om in te tree vir hom nie. Sy probeer nie om die Fariseërs en die soldate te stop nie, want sy weet wat die skrif gesê het. Elkeen van hierdie mense, elkeen van hierdie vrouens wat ons hiervan gelees het geweet wat vir hulle seuns voorlê. Hulle het geweet waarvoor die seuns in die wieg gelê is. Hulle het dit nie probeer stop nie. Hulle het nie probeer om te besluit wat die kind se akademiese toekoms moet wees nie. Hulle het nie vir die seun gesê, jy moet liewerster 'n mechanic word, of jy moet liewerster 'n ouditeur word, of jy moet liewerster 'n prokureur. Dit het niks te doen met die ma en die pa wat die seun aanvang as 'n man nie. Jy sê, maar ons probeer net om te sorg dat hy op die regte pad bly. Die regte pad is hy moet doen wat hy in die wieg gelê is voor. Hy moet doen waarvoor hy gebore is. Dis die regte pad. Daar's nie 'n ander pad nie. Jy sê, maar ons wil hê moet in die boodskap bly. Hoe kan hy in die boodskap bly as hy nie doen waarvoor hy gebore is nie? Dan help dit nie, jy sê hy is in die boodskap nie. Hy moet in die wil van die Here wees. Dis wat hy moet doen. En hy kan dit net op een manier doen, en dit is as hy self die aangesig van die Here soek. As jy die seun enigiets wil leer hom om te vas en te bid. As jy die dogter enigiets wil leer haar om te bid. Moenie namens die seun 'n vrou soek nie. Jy kan dit nie doen nie, jy gaan tweede kom. My ma het 5 seuns gehad. As sy vir almal van ons vrouens moes soek, ek wil nie eens dink aan wat sou gebeur het nie. Waar sal sy 5 vrouens gekry het? Dis nie waarvoor 'n ma daar is nie. Moenie die bokkie in die moeder se melk kook nie. Moenie die kind verstrengel met dit wat jy dink of glo van die lewe nie. Jy sê, maar Wynand, wat het dit nou met die hele prys van eiers uit te waai vanaand? Hoekom praat jy eens oor hierdie onderwerp? Ek praat hier oor want ek sien dit daagliks gebeur. Ek sien daagliks in my lewe hoe die kinders verstrengel raak in dit wat die ouers dink die regte ding is vir die kinders. Jy sê, maar ons kan nie optree soos in die Ou Testament nie. Maar ons sê dan aan mekaar, Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Ons sê dit die hele tyd. So dit beteken dat die Ou Testamentiese God, wat oorspronklik die reëls gemaak het hier, nog steeds die reëls maak. Ek weet dis harde woorde. Ek weet, jy wil nie dit hoor nie. Ek verstaan dit heeltemal. Ek het self, ons is 'n ouer paar wat 4 kinders groot gemaak het. Ek verstaan presies. As iemand vanaand vir my dit moes sê, en ek het nog 4 kinders groenkoring op die land, sou ek gesê het, prediker,
Ek wil nie vanaand hierdie goed hoor nie. Ek wil iets anders te gehoor het. Ek wil die diep dinge gehoor het. Hierdie is 'n diep ding. Iemand moet dit sê. Iemand moet vir jou verduidelik dat daar's net een manier om met jou kind te werk en dit is volgens die woord van die Here. En volgens die woord van die Here moet jy weet dat die seun moet sy pad loop wat hy moet loop. Dit wat jy kan doen as 'n moeder is jy kan bid. Dis baie duidelik. Jy het 'n invloed op die kind totdat hy hier by die 10 jaar is tot hy in sy 13 en sy tienerjare aangaan. Dan weet jy net so goed soos ek. Dan begin ons te sukkel met hulle. En julle ouetjies van 10 en van 13 en 14 en 15 wat dink julle weet alles. Jy weet glad nie alles nie. Hierdie gesprek vanaand gaan nie daaroor dat jy jou kuite moet optrek teenoor jou pa of jou ma nie. Dit gaan daaroor dat jy, die individuele kind wat hierna luister vanaand, moet sorg dat hy weet hoe om hom te verootmoedig voor die Here. Daar's 'n boodskap vir die ouers, wat ek nou net gegee het. Nou hier's die boodskap vir die kinders. Hier's die boodskap vir die seuns. Seuns, jy is nie jou ma se man nie. 'n Seun van 12 lê nie op sy ma se bed nie. 'n Seun van 14 krap nie sy ma se rug nie. 'n Seun van 8 redeneer nie met sy pa nie. Jy onderwerp jou aan die gesag van jou ouers. Hulle taak is moeilik genoeg. Hulle taak is om te sorg dat jy by jou eindpunt uitkom, jou eindbestemming uitkom. Jy moet dit nie moeiliker maak vir hulle nie, jy moet dit makliker maak. Jy moet dit moontlik maak, indien enigiets anderster. As die woord vanaand wat uitgaan, eintlik vir die kinders bedoel is, laat dit dan hierdie Sondagskoolles wees. Jy sê, ek is al 15, ek is nie meer in die Sondagskool nie. Miskien moes jy nog in die Sondagskool gewees het, as jy 15 is. Jy's nêrens as jy 15 is nie, jy's nog besig om groot te raak. Die seuns is nog besig om te krap, om te kyk of kom maar iets hier op hulle wange uit, op 15. Die dogters kyk rond, hulle is langbeen, almal van hulle is langbeen. Almal kyk rond en hulle noem hulle boyfriends en girlfriends. Hulle sê ons is 'n couple of iets in die aard. Jy's niks nie, jy moet in die skool klaarmaak en jy moet luister na jou ouers en jy moet die wil van die Here soek. Dis wat jy moet doen. Nie boyfriends en girlfriends soek en wag vir die volgende jeugkamp dat jy kan kyk of jy kan daarom ook 'n lewensmaat uitslaan nie. Kom ons bly in die volgorde wat ons moet groot word. Kom ons bly by dit. Kom ons bly kleuters terwyl ons kleuters is. Tieners terwyl ons tieners is. Tieners is tot 19. Dis wat 'n tiener beteken, 'n teenager. 13 to 19. Dan kom maar 'n dag wanneer jy sterk genoeg moet wees, jy wat 'n seun is, om jou rugstring regop te trek. Vroeg op te staan in die oggend en asseblief tog jou bed op te maak. Jy sê ek wil die wêreld verower soos Julius Caesar en Alexander the Great. Ag man, as jy nie jou bed kan opmaak nie, dan beteken dit jy kan nie eens dorp toe loop op jou eie sonder dat iemand jou moet dophou nie. Wat nog te sê die wêreld oorwin? Jy sê ek wil so ryk word soos Bill Gates. Man, maak jou bed op. Staan op in die oggende, luister na jou ouers. Hoekom moet hulle eers 'n beker water op jou bed uitgooi? Hoekom moet hulle jou smeek om asseblief die games af te sit? Hoekom aanbid jy die Wi-Fi God in plaas van die God van William Branham? Hoekom maak jy dit vir jou ouers moeiliker
ouers, dit is tyd dat ons almal die hele ding hersien en seker maak dat ons nie buite die wil en die maniere van die Here optree nie. Ek wil by julle vanaand pleit om asseblief seker te maak dat jy verstaan dat jy kan nie die rigting van die man bepaal nie. God het dit reeds bepaal. Jy kan nie deur vir hom elke dag 'n ou toebroodjie nog werk toe te gee as hy al 29 is en nog 'n yogi sippie in 'n ou dingetjie. Mamma se wat ook al. Laat gaan hom. Let the man go. Sny die lyne af. Jy kan dit nie beheer nie. Dit is nie vir jou gegee nie. God sê nêrens in hierdie woord een keer dat hy vir 'n vrou opdrag gegee het om te sorg dat die man wat sy onder haar hart gedra het ontwikkel in enige iets nie. Maar hy sê ook nêrens in hierdie Bybel dat die man wat gebore is moet slap wees nie. Seuns, wys dat julle manne is, deurdat julle die woord van die Here eer. En mag die God van genade ons help. Vir my, iemand het nou die dag vir my gesê, moenie so hard praat nie, die mense skrik as jy so hard praat. Ek wil nie verskoning maak daarvoor nie. Die woord van God, hy het sy eie volume. Mag die Here ons genade gee. Kom ons sluit ons oë. Dierbare Here Jesus, hierdie is nie 'n maklike woord nie. Hierdie is nie 'n maklike aflewering nie. Dit is nie 'n maklike onderwerp nie. Maar dit moes gesê gewees het, so glo ek. Mag U ons asseblief genade gee, Here Jesus, dat ons mag lewe en dat die genade van God wat daar aan die kruis van Golgotha is, ons sal omarm en ons sal dra. Vergewe ons asseblief ons ongeregtighede en ons sondes. En ek vra dit in die naam van die Here Jesus. Amen. Dankie luisteraars. Mag die Here julle seën.